breek op met pa. En ek sê, Here, hoe verder? Wat moet ons as kinders van God maak om hierdie dinge te ontvang? Ek het 'n ander preek voorberei. God het my 'n ander skrif gegee. Want daarom moes ek baie vinnig my notas verander en goeders verander. So ek gaan kort wees. Ek gaan nie baie lank wees nie. Maar ek wil jy moet vanmôre luister na die woord van God. Die wat die Bybel saamgebring het, kan dit so lank oopmaak in 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Here, ek wil vra vanmôre dat jy my lippe sal aanraak met 'n koolvuur van die altaar. Here, dat ek vanmôre die woord sal aflewer soos wat U wil hê dit moet afgelewer word. En Here, gee vir ons geopende ore vanmôre. In U naam vra ons dit. Amen. 1 Petrus 2 vanaf vers 4 sê vir ons: Kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Christus Jesus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowige geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen wat aanstoot en 'n rots van struikeling. Hy sê van vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Ek wil vanmôre 'n stelling maak. Baie keer is ons nie baie lus, of as Christen nie baie lus om kerk toe te gaan. Daar is baie keer daar wat jy opstaan op 'n Sondagoggend dat jy voel, ek is nie vanmôre lus om na die huis van God toe te gaan nie. Ek is nie vanmôre lus om te gaan hoor wat die woord van God vir my te sê het nie. En ek gee die probleem vroeër, toe ons die COVID gehad het en ons ingeperk was in ons huise, en die kinders van God begin dink, hy het nie meer nodig om kerk toe te gaan nie, want hy gaan by die huis, kan hy God ook doen. Dit het in baie mense se kop vatgevat, om te sê, ons het in COVID, het ons nooit kerk toe gegaan nie, maar ons het hier vir die Here gebid, en ons het gevra, hy moet vir ons help, hy het ons deurgedra, ons het nie siek geword nie, dat ons het nie dood gegaan nie. Ja, maar die woord van God sê ook vir ons, dat ons met die huis van God moet ons byvoer. Dit is 'n verskoning wat die mensdom begin maak het, om te sê, maar ek kan God in my huis ook dien. Maar dit gaan 'n bietjie verder as dit. Ek wil vanmôre, as ek my woord en boodskap kan gee, wat beteken die kerk vanmôre vir jou? Wat beteken kerk vir jou vandag? Ons geleesestuk is so wonderlik. Hy sê daar, dat die Vader het die hoeksteen van die kerk, het hy Jesus gemaak. 'n Jesus wat verwerp was, wat verstoot was, wat verniel was, van die wêreld daar buitekant. Hy het nog gesterf vir ons sondes, maar die Vader het gesê, ek gaan Jesus persoon, die hoeksteen van die kerk maak. Maar hy sê ook daarna, sê ons, dat ek gaan ook 'n lewendige stene maak, wat saam in die hoeksteen kan werk, om die werk wat ek wil hê, en dit wat ek wil hê, moet uitdra na buitekant toe, gaan ek lewende stene maak, wat hom kan ondersteun in sy werk, wat hy moet doen. Daarom het God jou en my lewendige stene gemaak, die dag toe ons siele gered het.
Hy het jou nie 'n soutpilaar gemaak nie. Hy het jou nie 'n versteende steen gemaak nie. Hy het van jou toe jou siel red, het hy jou 'n lewende steen gemaak om saam met Christus te werk en die werk vir God uit te brei na buitekant toe. As 'n mens begin bou, wat doen hulle? Dan word 'n fondasie gegrou. Dan word die fondasie vol sement gegooi, met eisters in, om daai fondasie sterk te maak. Amen. Wat maak die bouer dan? Vat hy die eerste steen, dan staan hy so, kyk, 'n mechanic is baie goed daar. Hulle leer ons fluit as 'n mechanic. Daar by die skool, by die leerskool. Wat gaan nou aan? Oom, hierdie kar van jou gaan jou baie geld kos. Voordat hy enige toetse gedoen het. Daar is bouers wat ek al gesien het, want as hy bou, dan bou hy. Dis gaat nie reguit nie. Hy bou. As jy so staan, dan lyk hy muur vir jou op hy hoe sê hy, 3 wammels in het. Maar as 'n ware bouer bou, dan begin hy met die hoeksteen. Daai eerste steen op die hoek, wat die belangrikste steen gaan wees vir die res van die bouwerk van die bure. Amen. So het God vir ons die Vader gegee, as die hoeksteen, wat hy gebou het om sy gemeentes op te rig, en sy mense te laat weet, kyk, ek stuur vir julle iemand, wat vir julle gaan kom help in die wêreld, sodat hy kan wees, maar julle wêreld kan reguit gebou word. Maar ons as kinders van God is nie meer toegerus en uitgerig om teen die hoeksteen af te werk nie. Ons wil alles op ons eie doen. Ons wil nie meer kyk na die hoeksteen, Jesus Christus, wat vir ons gegee is, omdat ons hom moet volg nie. Maar ons wil ons eie bouwerk begin doen. Ons wil onsself die mure begin bou, wat ons nie moet bou. Jy weet, dit is vanmorgen baie moeilik. Die wêreld daar buitekant is boos. Die wêreld daar buitekant is wild. En baie van die Christene en kinders van God, ek sê Christene moet nie verskoon, baie van die kinders van God en die mensdom daar buitekant glo nie meer in Jesus Christus die hoeksteen van jou lewe nie. Jy vertrou nie meer daai hoeksteen. Wat hoe kan jy dit sê? Ek vertrou God en ek glo in God. Hoekom murmureer jy dan so baie? Hoekom vra jy dan so baie vrae? Here, maar hoekom? Here, waarom? Die hoeksteen is nie gelê dat ons moet te veel vrae vra nie. Daai hoeksteen is vir jou gegee as kind van God, dat jy moet kyk na die hoeksteen, want hy gaan vir jou die rigting gee, en die pad gee, waar jy moet loop en hoe reguit jy moet loop. Maar as jy jou oë afval van die hoeksteen vanmorgen af, dan gaan jou paai nie meer gelyk wees nie. En jou bouwerk gaan nie meer wonderlik wees nie. Maar jy weet, die wonderlikheid van dit is alles. Die hoeksteen wat vir ons gelê is die hoeksteen wat in sy woord gesê het, wees lief vir God. Daar stop dit. Amen? Nee, dit gaan verder. Hy gee op daai opdrag, gee hy nog 'n opdrag. Hy sê, wees lief vir God, maar wees ook lief vir jou medemens. Hy het nie net halfpad gesê lief wees nie. Hy het gesê, wees lief vir jou medemens ook. Met ander woorde, ek vra altyd die vraag vir die mense, en baie verskillende antwoorde. Wie is jou medemens? Net kinders van God? Net jou familie?
Everyone in this world. Elkeen in hierdie wêreld moet jy lief hê. Nie met geestelike liefde of 'n broederlike liefde nie, maar met liefde van God, geestelike liefde. Jy moet hom lief hê soos wat God wil hê jy moet hom lief hê. Petrus het vir ons gesê dat daar is hoekstene. Hy het gepraat van die fisieke kerk ook. Die geboue wat ons besit. Nou vra ek vanmôre vir jou. Hoekom kom ons kerk toe? Hoekom kom jy kerk toe? Wie wil my graag probeer antwoord? Of wil my antwoord? Hoekom kom jy kerk toe vanmôre? Here te dien? Voedsel te kry vir jou siel? Maar ons begeerte moet wees om kerk toe te gaan, is om die lewende hoeksteen elke Sondag te ontmoet, en met hom te kan kommunikeer, en dat jy ook 'n lewende steen kan bly, en nie 'n steen gaan word, wat nou net verdor nie, en wat nou net daar lê en oud word nie. Jy moet kerk toe kom om God te dien, om ook 'n lewende steen te bly, in die teenwoordigheid van God. 'n Mens, kyk nie 'n kerk se grootte, op die hoeveelheid getalle mense wat daar is nie. Jy moet my baie mooi luister vanmôre. Jy weet 'n kerk se geloof, aan die gestaandvastigheid, en die geloof wat die kinders van God in daai gemeente het, teenoor God en teenoor die Vader. Dan kan jy sê, daai kerk, volg die hoeksteen, en die lewende steen. Nie van hoe groot hy is nie. Nie van hoeveel duisend mense, en hoeveel groot sy inkomste is nie. Dit is 'n kerk, wat gebruik word, waar die Here die hoeksteen, lewende hoeksteen, lewe gee aan die kinders van God, wat diens toe kom. Jou die krag gee, om verder deur die week te kan gaan. Nou, baie mense sê vir my, pastoor, ons hoef nie in 'n kerk te wees nie, want die kerk is net 'n gebou. Hierdie liggaam van my is die tempel. Jo. Neem jy saam? Dat jou liggaam is die tempel van jou. Jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Ja, dit raak so stil. Dit raak stil. Ek wil jou die vraag vra. As jy vir my sê, jy het nie nodig om kerk toe te gaan nie, wil ek vanmôre vir jou die vraag vra. Hoekom dien jy God? Hoekom wil jy sê, jy is 'n kind van die Here, maar jy sê, ek het nie nodig om in 'n kerk te kom? Ek hou kerk by my huis. Dit gaan baie keer dat jy daar by jou huis sit. Ons wees dan maar eerlik, in die COVID tyd. Wie van jy self gewerk in COVID tyd? Wie was by jou huise? Jy het nooit kerk toe gegaan in die tydperk van 3-4 maande, wat mag ons nie kerk toe gegaan vir lang ruk nie. Nou vra ek vir jou, as jy vir my vanmôre sê, ek het nie nodig om in 'n kerk te wees, om God te dien nie, wil ek vir jou die vraag vra, wees eerlik vanmôre, want die Here sal weet of jy eerlik was. Het jy in daai tyd wat jy by jou huis sit, wat jy vir my sê, jy het nie nodig om in 'n diens te kom nie, het jy daai tyd aan God spandeer, ten minste, vir 'n halfuur, in sy teenwoordigheid in beweeg? Of het jy by die huis gesit en jy het begin vuur maak om braaivleis te hou? Die woord van God sê, die hoeksteen word gelê in die kerk. Nie by jou huis nie, maar in die kerk van God. Die gebou van God word die hoeksteen gelê. En hy gee vir jou as lidmaat, en as kind van God, gee vir jou lewende, maak by jou 'n lewende gesteen,
om daai lyn wat gemaak moet word, opgebou moet word en reguit moet wees. Laat hy nie 'n kinkel in die pad hê nie. Hy gee vir ons vanmôre die krag. Maar dit is vanmôre, wil ek sê, dat as jy as kind van God nie op God kan vertrou nie, terwyl jy in die diens is nie, wil ek die vraag vir jou vra, hoe vertrou jy op God as jy by jou huis sit? Moet my nie verkeerd verstaan vanmôre nie. Ek weet as daar is baie dinge aan die gang, wat aan die gang kom, dat jy nie jou diens kan bywoon nie. Maar ten minste moet jy God eer, en sy woord eer, en sy onderlinge byeenkomste moet jy nakom. Maar ek wil vanmôre sê, dat die kerk van God bestaan nie net alleen deur Jesus Christus nie, maar dit bestaan as gevolg van my en jou ook. Wat luister as God vir jou 'n opdrag gee en sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dis 'n opdrag wat jy gekry het. Hy het jou 'n lewendige steen gemaak, sodat jy kan uitgaan en kan gaan verkondig dat daar is 'n God wat lewe en 'n God wat nog lees. En 'n God wat nog red. Die kerk is wel 'n gebou. Die kerk is selfs jy, as jy 'n liggaam. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, as jy hierdie liggaam nie opbou nie, hoe verwag jy dat daai kerkgebou van jou moet staande bly? Ons almal ken die storie, dis 'n sonneskool. Ek kan nie die woord onthou nie. Noag het 'n ark gebou, die mense wat by jou huis op die sand, reën stort neer en hy verspoel. By jou huis op die rots en hy bly staan. As jy jou geestelike lewe bou op Christus Jesus, wat die hoeksteen is, gaan jou geestelike lewe bly staan. Want jy het gebou op die rots. Jy het nie gebou op die sand en op dit wat nietig is nie, maar jy het op God gebou, wat die rots en die lewendige hoeksteen is vanmôre. Die woord van die Here sê in 'n gemeente of in 'n kerk, jou kerk, wat jy nou sê jy is, moet jy goed doen aan alle ander mense. As jy die hoeksteen volg en 'n lewende steen is, moet jy kan goed doen aan alle mense daar buite. Nie net aan jouself nie, of jou familie nie, maar jy moet goed doen aan alle mense. Wat beteken die woord alle mense vir jou? Ek gaan dit vir jou vinnig net sê. Ek glo die woord van God het gesê, toe hy sê, wees lief vir almal en ook jou naaste en jouself en is almal los dit uit. Jou grootste vyand. Ek wil dit eintlik eerste plaas. Ek wil sê die woord van die Here sê, jy moet jou vyand eerste lief hê, voordat jy die ander mense lief hê. Dis moeilik. As 'n spreekwoord wat baie mense vra altyd, nou pastoor, wie is jou medemens? Of wie is jou naaste? Daar's baie vrae. Die woord van die Here baie duidelik, maar daar's baie gesegdes in die wêreld wat sê wie is jou naaste. Baie sê dis almal wat goed doen teenoor my, almal wat my nie verkleineer nie, almal wat my help, almal wat vir my voorsien, dis my naaste. Ek verskil met jou.
Jou naaste is nie die mense wat goed doen vir jou. Hy is jou vyand, maar hy is jou naaste ook. Hoekom sê die woord van God vir jou, dat jy mense moet vergewe 70 maal 7 keer per dag? Ek dink dis die moeilikste woord wat in die woordeboek is, wat baie mense nie kan uitspreek nie, of nie wil weet van nie. Vergifnis. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy jou gebou het, en 'n lyn kom in die hoeksteen, die lewende hoeksteen, en God toelaat om 'n lewende steen van jou te maak, gaan jy nie 'n probleem hê om jou naaste en jou vyande lief te hê nie. Maar dit raak stil. Wil jy my mooi luister vanmôre? Jy kan nie jou naaste en eers jou vrou of jou kinders lief hê, as jy nie jou liefde gebou het op die lewende hoeksteen van Jesus Christus nie. Nou wil jy vir my vertel, jy het jou ma, jou broertjies en jou sissies en jou kinders lief, maar jy haat jou vyande en jy haat jou naastes. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is vals. Want die woord van God sê, ek moet almal lief hê. Nie net sekere mense nie, nie net sekere dinge nie. Ek moet almal lief hê. Wat? Daar is. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy by die huis is, dien jy God werklik in jou huis? Lees jy werklik jou Bybel? Bid jy werklik? Of sê jy net, jy doen dit? Sê jy nou net vanmôre, ek by die huis is, ek dien die Here. Maar ek gaan nie nou Sondag nie, maar ek gaan die Here dien terwyl ek by die huis is. Lees jy jou Bybel? Bid jy? Sing jy dalk 'n koortjie of 2? Sê jy vir die Here dankie dat hy jou opgewek het? Sê jy vir die Here dankie vir dit wat hy vir jou voorsien het vir die dag of vir die week wat verby is? Of noem jy dit stilte tyd? Dis 'n woord wat baie mense sê. Ek het my stilte tyd met God. Nou wil ek jou die vraag vra. As jy in stilte tyd is, praat jy? Kijk, ons getroude manne is baie keer gebeur het met ons. As jy fouteer het. Hulle sê mos, die beeld by die huis is pragtig, maar daar is geen klank. Nou wil ek vanmôre vir jou vra. As jy werklik by jou huis God doen, soos wat jy sê jy doen, en glo jy doen, dan vertel jy vir my, jy het stilte tyd. Wat sê jy vir God in die stilte tyd? Nothing. Sorry. Nothing. Niks zils. Amen. Jy kan nie vir God iets sê as jy in stilte tyd ingaan nie, want as jy stilte tyd ingaan, dan praat jy mos nie. As jy in stilte tyd ingaan, dan moet jy stil bly. As jy vir jou kinders sê by die huis, nou bly jy stil, wat gebeur? Baie kinders bang, bly stil. Nou wil jy vir my sê, jy gaan by die huis bly vandag, en op 'n Sondag, jy voel nie lus om kerk toe gaan, maar jy gaan in stilte tyd met God ingaan. Jy blaf jouself, broer, suster. Jy moet my verskoon vanmôre. God het gisterand hard met my gepraat, het my boodskap net na 3 verander. Jy blaf jouself as jy vir jouself sê,
dat jy gaan by die huis bly, en jy gaan in stilte tyd met God ingaan. Want dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan ook nie vir my vertel vanmôre, of vir die gemeente vertel, of vir God kan vertel, dat Here, as ek vandag by die huis bly, gaan ek jou nog steeds loof, ek gaan jou prys, ek gaan nog steeds die woord lees, ek gaan nog steeds bid, maar jy blaf jouself vanmôre. Want die duiwel gaan 'n stokkie daarvoor steek. Hy gaan iets laat gebeur, dat jy nie vanmôre, as jy by die huis is, jy God se woord gaan lees nie, of vir hom gaan vra om jou verder te help nie. Die duiwel is slimser, en is slimmer as wat ons as kinders van God dink hy is. Jy gee hom een gedagte, wat vir hom kos is, vir die hele week verder. Want hy gaan jou op daai gedagte wat jy gegee het, gaan hy jou hamer. Nou vra ek vir jou, is jy by jou huis ook 'n lewende steen? Of is jy net in die kerk 'n lewende steen? Die woord sê ons moet tot by die huise moet ons lewende stene wees. En ons moet op die hoeksteen bou wat vir ons neergelê is. Ek wil volgende vra, ek sluit af. Dit gaan nie vanmôre net oor 'n kerkgebou nie. Jy moet mooi luister. Dit gaan nie vanmôre net oor hierdie kerkgebou nie. Maar dit gaan vanmôre met jou verhouding, wat jy as kind van God, met die lewende hoeksteen het. Wat 'n verhouding het jy met die lewende hoeksteen, wat jou sal lei, en die rigting vir jou sal gee, wat jy moet volg. Prakties, is hierdie kerk net 'n mooi gebou, of 'n plek, waar ons God kom aanbid. Prakties, is jou huis, sien jy baie keer jou huis ook, as 'n gebou, waar jy God gaan loof en prys. Prakties, is dit onmoontlik, om te sê, dat ek gaan Sondagoggend by die huis bly, en op tipklik om 10:00, of maak aan die tyd, 9:00, en ek die woord van God lees, en ek gaan bid. Dit is prakties onmoontlik. Hoekom? Want dan gaan jou beloof, net 2 minute voor 9, of 2 minute voor 10, gaan die duiwel 'n stokkie in jou pad steek, wat gaan maak dat jy nie by dit uitkom. Maar die Here sê vir ons moet lewende stene bly. En hoe gaan jy 'n lewende steen bly? Alleenlik, deur te bou op die lewende hoeksteen, wat vir jou neergelê is. Daai lewende hoeksteen is vir jou 'n riglyn. Want as die bouer begin bou op die hoek, eerste steen word gesit, bou jy dan die kant toe, 2, 3 stene aan, dan begin hy op die ander kant, selfde hoogte bou hy weer nog 'n hoeksteen, wat daai kant toe gaan. Dan word daai lyntjie gespan. En so bou hy die hoekstene. Ek weet nie wie van julle al gesien as hulle bou nie. Hulle sê die eerste belangrike gebou wat gebou moet word, is die hoekstene van elke huis of elke gebou wat gebou. Die 4 hoekstene of die 6 hoekstene wat daar is die belangrikste. Het jy al gewonder hoekom? Hoekom gebruik 'n bouer 'n lyntjie, 'n vislyn? Come on. Why does a builder use the fishing line when he builds after each and every stone? Jo, dat is baie antwoorde. Jy sê om die lyn reguit te hê. Okay. Nog iets? Hoekom gebruik die bouer 'n vislyn? Mense, dis ongelooflik. 'n Vislyn
is 'n dun lyntjie. Met ander woorde, hy weet dat die hoogte van daai steen of die hoogte wat daai steen moet wees, aan die linkerkant en aan die regterkant, moet presies gelyk loop met die vislyn. Amen. As hy so dik tou gebruik het, hoe gaan hy bepaal het waar moet die hoogte van die steen wees? Onderkant, middel of aan die bokant van daai lyn? Dan gaan jy een steen kry wat gelyk is hierdie kant, dan die soort ander gaan bietjie hoër wees. Hy gaan nie, soos wat in die woord wat hulle gebruik, wat sê, level wees nie. Hy gaan nie gelyk wees nie. Maar hulle sê 'n bouer is een van die mense wat die meeste verbrouwerk kan toesmeer wat hy gemaak het. En net daar kom 'n pleister en wat kan pleister. Hy pleister verder die brouwerk van die bouer toe. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy gebou het of neergelê is op die hoeksteen, die lewende hoeksteen, en 'n lewende steen bly, gaan daar nie vir jou 'n probleem wees om reguit te loop nie. Om die pad reg te loop nie. Daar gaan nie vir jou nodig wees om te sê, broer, of dit gaan vir jou nodig wees beteken of vir jou broer langs jou te sê, broer, jy raak nou 'n steen wat dood raak. Kry 'n bietjie lewe. Vra dat God jou weer in die lewende steen maak, sodat ons hierdie gebouwerk kan 100% reguit maak en nie kronkel maak. Want ons word self die pleisteraars in ons lewens. As jy verbrou het, dan pleister jy alles toe. Amen. Jy wil alles toepleister wat jy verbrou het. Plaas jy net sê, Here, ek het verbrou. Kom herbou weer. Kom bou 'n bietjie weer, laat ek weer op 'n plek is, dat ek op die regte plek is. En dat ek weer gelyk kan wees en doen wat jy van my verwag. Here, ek wil nie 'n dooie steen word nie, maar ek wil weer 'n lewendige steen word. In u koninkryk, om die koninkryk uit te kan lewe na buite toe. Here, maar ek kan dit nie doen sonder u liefde en sonder u genade nie. So ek vra vanmôre, gee vir my die liefde, gee vir my die genade, wat ek nodig het, om te kan bou in die huis van die Here. Baie mense verwag. Ek gaan eerlik wees, ek gaan hard praat. Baie mense baie Christene, en nie Christene, baie kinders van God verwag, dat dit is die pastoor en die kerkraad se plig om die gemeente te bou. Ja, dit is deel. Maar as jy 'n lewende steen in die koninkryk van God is dit jou plig ook, as lewende steen, om die kerk te bou. Hulle sê ons pastore werk net op Sondag. Daarna het ons 'n rooi lewe. Lekker. Hy pastoor wat net op Sondag werk en nie die res van die tyd van die week, wat ek vra, moet ons net teëgaan en vir God sê, Here, ek is uit die pad uit. Ek is nie in daai hoeklyn nie, ek is nie op die regte lyn nie, help my asseblief om terug te kom op die lyn. God se werk hou nooit op nie. Nie net vir my as pastoor en vir pastoor Johan nie, maar vir jou as kind van God, hou jou werk nooit op in die huis van die Here nie. Ons moet bou. En ons moet bou om 700 mense in 'n diens te hê. Bouwerk bestaan uit 'n hele klomp dinge. Bouwerk in die gemeente bestaan oor 'n klomp goeders. Maar die belangrikste vir my in die bouwerk vir die huis van God is liefde teenoor mekaar, liefde teenoor jou medemens en liefde vir die werk van God.
en vir God self, dan kan jy nie verkeerd bou nie. Dan gaan jy nie krom bou nie, dan gaan jy wees wat God wil hê, jy moet vanmôre wees. So ek wil vra as gemeente, kom ons bou God se werk. Nie my werk nie. Nie die Pinkster Protestante Kerk se werk nie. Geen pastoor se werk nie. Maar kom ons bou God se werk. Daar's mense daar buitekant wat God nodig het. Daar's mense daar buitekant wat swaar kry. Daar's mense daar buitekant wat in diepe rou is. Maar as 'n lewende steen is jou werk nie net om 'n sitplek te kom waarom sit in 'n diens. Maar jou werk is om daai mense te nader en hulle te lei na die hoeksteen, lewende hoeksteen toe. Dat hulle kan ook bou en ook 'n lewende steen kan word in die werk van die Here. Dit is belangrik dat ons met lewende stene bly. Ons moet vanmôre vir die Here vra, Here, hou my lewend, sodat ek lewend kan wees terwyl ek jou dien. Amen, ek het klaar gepraat. Halleluja. Kom ons sluit die hoofde. Here, ek wil vanmôre